Goeiedag en welkom by ons tweede episode van Kyk hoe praat ons. Hier by Kyk hoe glo ons dat vroeë kinderontwikkeling verskeie fokusareas moet hê. Dis volg ons 'n holistiese benadering tot opvoeding, wat ook ons maat se gesinne insluit. Deel van die maat se opvoeding hier by Kyk hoe handel oor gesondheid. Ons is oortuig dat indien kinders van 'n jong ouderdom af geleer word hoe om die regte besluite te maak rondom gesondheid, dat hulle dit makliker gaan doen wanneer hulle volwassenes is. Om ons 'n bietjie daarmee te help vandag, het ons iemand wat ons plaaslike funksionele gesondheidspraktisyn en 'n leefstylskrywer is, Inay Reinierse. Haar praktyk genaamd Floreer, Gees, Siel en Liggaam is geleë hier in Riversdale. Ons deel graag ons gesprek via Kyk hoe praat ons, omdat ons glo dat hierdie gesprek waarde sal hê vir alle ouers en hulle kinders. So Inay, die kykers wil baie graag weet, hoekom sal hulle jou herken? Daar is verskeie redes hoekom hulle sal. Sal jy asseblief bietjie met ons gesels oor wat is jou agtergrond en jou opleiding en hoekom sal hulle jou moontlik herken? Wel, ek dink baie van die kykers het dalk 'n boek eers op 'n boekrak iewers. Party het al dalk 'n bietjie stof of baie kosspatsels. Ja, of baie cocoa, jy weet lekker sjokoladespatsels sonder suiker. Ek is 'n leefstylskrywer. My boek Baba was lokaal was lekker, maar ek is eers bietjie my pen neergesit en ek geniet tans dit geweldig baie om 1-tot-1 by mense uit te kom en fisies prosesse te fasiliteer rondom gesondheid. Nou ek het gelees jy is 'n funksionele gesondheidspraktisyn en ek moes baie oefen om dit te kan maklik en hoorbaar sê. Pragtig, ja. Kan jy asseblief vir ons bietjie meer verduidelik en dan is daar nog metodes wat jy gebruik om mense te help? Dis reg. So funksioneel beteken eintlik net first do no harm is wat ons in ons bedryf sê. So ons soek natuurlike voorkomende praktyk waarin ons die buffers binne in jou liggaam, jou stelsel kan opbou sodat die liggaam se buffers ewewig of balans kan behou sodat 'n ou nie onnodig stremming op die liggaam hoef te sit nie of ek wil amper sê ingrypende protokolle of intervensies hoef te hê nie. So wanneer jy klaar siek is of jy klaar ietsie wat nou nie meer wil werk nie, is dit 'n baie groter proses as om te sê voorkomend gaan ek hierdie stelsel so mooi oppas al sy bousteentjies gee wat hy nodig het, sodat hy eerder nie sal breek nie. En dis wat funksioneel beteken. So ons werk met natuurlike produkte, ek is ook 'n nutri-genetikus, met ander woorde ons kyk hoe kos en die mikronutriënte in kos, wat die vonkproppies is, wat alles laat werk, al die ruitjies laat draai, ons kyk eerder hoe kan ons daai goed oorvloedig inbou, sodat die liggaam homself in balans kan hou. Die woord liggaamsmechanic het nou by my opgekom. Ja. Nee, as jy nou sê vonkproppies en al daai goeders. En dit is nogal so as mens nie jou kar mooi na omsien en gereeld na die mechanics toe neem nie. Dis dan na ruk val dinge uitmekaar uit en dan kos dit jou baie duur om dit reg te maak. So as mens net gereeld jou kar invat vir sy diens soos wat hy moet wees, dan hou mense hom gesond, né? Nee. Presies. En die ding is daar is nie 'n one size fits all nee, daar's nie een. Elke karmodel is sy eie. Dit is so, en dit is hoekom ek so baie lief is om met DNA-basis te werk. Jou blouprent is jou blouprent, jy is uniek. Baie mense sal sê, man, ek het hierdie probeer en dit het nie vir my gewerk nie, of ons het hierdie gelees wat hierdie guru gesê het en dit het nie gewerk nie, want alles werk nie vir ons almal dieselfde nie. Dit is uniek gemaak. Jy is so super uniek gemaak en hierdie goedjies werk saam, liggaam, siel en gees is een boksie, jy kan dit nie in verskillende boksies sit nie. En dit is waar 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde siel en gees. So ek werk eerder voorkomend en ons is so bietjie uitvoering uit en
eintlik maar eerlikwaar, het ons nie eintlik tyd om aan al hierdie goed te dink nie. Verseker nie. So my Wanneer jy ouer is nie, nee, dit is nog meer. Daai seisoen van jong kindertjies en rondhardloop en al die balletjies in die lug hou. Permanent nog weer. Dis baie intens. So vir my is dit lekker om te sê ek dink vir jou so bietjie en ek kyk na jou en ons kyk na watter vonkproppies is nodig en sommer net om eintlik dit net prakties moontlik vir jou te maak om te dink, weet jy, Vitamiin D het 600 verskillende werkies in die liggaam. 'n Ou dink nie so daaraan nie. En dit is nie almal se werk om so te dink nie. Maar ek hou daarvan om te sê ons moet aangeskakel wees. Jy weet, funksioneel. Nou as ons nou praat van kwale en goeders, wat is die mees algemene probleem waarmee ouers na jou toe kom vir hulle self en vir hulle kinders? En dan hoe help jy hulle daarmee? Weet jy wat, ek dink meeste mense sal na my toe kom en vir my sê, weet jy, ek het die bloede gedoen, ek was by die dokter, wat. Alles lyk reg, maar ek voel nie reg nie. 'n Ou werk met hierdie geheimsinnige goedjies van, my kind het maagpyn as hy hierdie geëet het, maar volgende keer is dit nie daar nie. Is dit hierdie, is dit daai? Dis al hierdie raai speletjies. So met funksionele toetse wat ek gebruik, kan 'n ou so klein bietjie jou speurwerk meer intensief doen en kan ons byvoorbeeld 'n kykie kry binne in die hele gut microbiome. Ekskuus as ek nou so baie Engels praat, maar ek dink van hierdie woorde bestaan altyd in Afrikaans. Ja, ek dink meeste van ons verstaan daai Engelse, maar jy weet almal het 'n Instagram of 'n TikTok en daar 'n dokter op wat hulle volg. Jy sien, daai sal die hashtag wees wat jy moet gebruik, nee. Net so. Maar om te sien watter spesies te veel, watter spesies te min, is die fisiese, ek wil amper sê die een sel struktuurtjie wat die alles moet mooi gesond hou in die gut lining is heel. Want partykeer gebeur dit min slaap gebeur vir 3 aande of 'n week of dalk 'n maand en jou hele immuunstelsel val uitmekaar en skielik merk jou immuunstelsel gesonde kos en jy is net soos hoekom voel ek so? So mense kon sien my vir moegheid, jy weet 'n oorweldigende moegheid wat hulle net nie hulle vinger op kan kry vir slaap. Ek vra altyd vir mense 3 vragies. Geef my 'n punt uit 10 vir energie, vir jou gemoed en vir slaap. Want as enige een van daai hier rondom 5 of onder is, dan het ons 'n klomp sistemiese, ek wil amper sê probleme wat 'n ou na kyk. Weet jy nie noodwendig en dit self na gaan kan ja. Of net gaan in die bloed sien of wat ook al, jy weet net, ek daag op en ek voel nie lekker nie. En 'n ou kan sien 'n kind is nie besig om te floreer nie. Groei, eetgewoontes, slaapgewoontes en so meer. Daar's ietsie daar agter en ons moet ons speurwerk doen. Mense hoor dit nogal gereeld, moet ek sê, of ek hoor dit gereeld waar ouers sê hulle was nou al dokter toe, hulle is 'n paar keer dokter toe, maar dit wat die kwaal is bly homself herhaal in hulle lewe. En dit voel vir my so as ouers weet hoe om na hulle self om te sien, gaan hulle baie makliker ook na hulle kinders kan omsien en ook vir hulle kinders leer hoe om na hulle self om te sien en dit is 'n belangrike ding. Dis verskriklik belangrik. Stressors nê. Onthou jou liggaam het nie die vermoë om te weet is daar regtig 'n leeu wat uit die bos uitspring en op jou wil afkom nie en of is daar hierdie interne bakterieë, 'n virus wat is besig om te broei, maar jou liggaam beleef dieselfde hoeveelheid stres. Of dit intern of ekstern is en ons is geneig om te fokus op die stres wat jy kan sien en wat ons weet, jy's laat, dinge gaan rof, wat ook al, maar jou liggaam beleef stres, jou immuunstelsel wat uit balans uitraak, beleef stres, jou kortisol, al jou streshormone begin rondom dit homself in 'n oorlewingsmeganisme insit. En dit vat soveel energie. Ja, en bitter baie ouers ervaar daai dat hulle heeltyd net oorleef, net oorleef, net nie verdrink nie. En ek dink as ek nou jou reg verstaan, dan vat dit 'n tol op jou liggaam. En as jy lank genoeg nie jouself toelaat om na jouself om te sien nie, dan raak die simptome al hoe meer en al hoe erger. En ek dink mense kan dalk op die ou end nogal sukkel om te sien waar was die oorsprong as jy dit te lank los. Dis presies daai buffertjie raak op. En skielik waar jy 5 jaar terug met dieselfde hoeveelheid stres en impak kon oké wees, sê jou lyf net ek speel nie meer saam nie. En nou is niks oké nie. En dit is maar wat gebeur. Dit is letterlik hoekom ons in die DNA gaan kyk, wat se buffertjies lê in jou inflammasiepaadjie of in jou detox paadjie of in jou meganismes wat stres resiliensie moet bou. En op 'n dag het daar net ongelukkig te veel goedjies gebeur en daai buffertjies sê net ek is op 'n laag. En dis gewoonlik wanneer 'n ou dit sien. Nou, ek dink ons praat, as ek nou reg is, heel moontlik meer van
ouers wat se buffers opraak. Nou ek hoop, glo en vertrou dat ons klein en ons jong span se buffer nog baie groot is, hoop ek nou maar. Jy moet vir my sê is nie, hulle kan ook sommer vinnig uitgeput word. Maar wat kan ouers doen, behalwe om hulle self te help, om hulle kinders te help, dat hulle buffers nie so vinnig uithardloop nie? Ja, ek dink, ek kyk nou na Kykou se logo, en ek dink dit is my so pragtige voorbeeld. Ek wil sê, moet nooit die waarde van kleur op jou bord onderskat nie. Ons eet wit kos, alles is wit. Ja. En kinders is baie geneig om te eet wat hulle blootstelling aan is. En as jy restaurant toe gaan, sê hulle vir jou, elke liewe restaurant se menu is dieselfde, want dis wat kinders gaan aanhou bestel, maar ons is eintlik besig om vir ons kinders te sê, luister, dis al waarvan jy hou. Bland kos. So ons eet dit. So ek wil sê, as jy kyk na die Kykou boompie, dan sien jy pers, jy sien rooi, jy sien geel, jy sien oranje en jy sien groen. Groen is die moeilike een. Ek wil vir elke ouer sê, waar is daai kleure op jou kind se bord? Sure, dis 'n baie man. Want elke kleur bring sy eie fitonutriënte, sy eie vonkproppies wat sekere werkies in die immuunstelsel moet doen. So daar is waar jy jou eerste, ek wil amper sê linie van defense. Ons as ouers is die gatekeepers vir ons kinders nie. Ons maak daai hekkies oop, voedings. Ek praat ook altyd van die skaapwagter en die klein skapies, ja. Dis presies reg. So weet jy wat? Sorg dat daar 'n reënboog van kleur op jou kind se bord is en celebrate kleur. Sê vir jou, die kinders, ag hulle sou nie die ouderdom waar hulle van kleur hou, dis hulle lewe is. Wat beteken pers? Wat beteken rooi? Maak dit 'n fees om kleur op 'n bord te hê. Celebrate kleur. Die ander ding is jy die liggaam se immuunstelsel kan oppas, dan doen jy die grootste guns vir jouself en vir jou kinders. So ons besef 80% van die immuunstelsel sit letterlik in die gut. Nee, nou hierdie ou klein vingertjies wat in die gut lining is, ons noem hulle die villi, hulle moet elke nutriënt absorbeer, in die bloedstroom dra en elke selletjie gaan voed. Nou as ons kursus op kursus antibiotika het, dit is 'n groot impak. Dit maak nie net die slegte ouetjies dood nie, dit maak ook baie van die goeie ouetjies dood. Nou sit jy met 'n dieet sonder vesel, jy sit met 'n dieet sonder probiotika, sonder die kleure van die reënboog, en hierdie ouetjies raak stomper en skielik eet jy, maar jou liggaam absorbeer nie. So ek wil amper sê, jy is nie net wat jy eet nie, jy is ook wat jy absorbeer. En as hierdie kort vingertjies wat al daai nutriënte moet absorbeer, jy weet ons kyk na ietsie soos magnesium, byvoorbeeld. Dit is 'n groot rolspeler in slaap, in ontspanning. Kindertjies wat deur groeifases gaan wat oornag skielik amper, jy weet, hoe vinnig groei hulle soos 'n rusbietjie, nê? Jy sien dit. Weet jy pas nie meer in die klere nie. Magnesium is super belangrik vir daai proses, vir beengesondheid, vir spiergesondheid. Groeipyne wat hulle beleef, hulle kan dit eers verwoord nie, nê? Ons kos het amper nie meer magnesium in nie, want ons grond is arm. So dis die klas van goedjies wat jy kan sê, maar luister, ek het daai bousteentjies nodig, ons sit dit in. Nou ietsie soos 'n bone broth, wat jy jou gewone sopbene of jou bene vleis maklik om te afkook. Hy seël jou gut lining, hy seël daai kanaal so mooi, sodat kos nie in die stelsel inlek, in die bloedstroom en die immuunstelsel met kwaad raak en sê ek merk nou vir jou nie, want dit maak jou moeg, dit maak jou, jy weet nou reageer jou immuunstelsel konstant, onnodig, en as hy dit geseël het, en hy begin daai kanaaltjies weer sterk opbou, dan bly dit binne wat moet binne wees, en dit wat moet absorbeer kan absorbeer. So, ietsie soos beentjie vleis, aftreksel, nee, of bone broth, wat as jy dit nou wil gaan Google 'n resepie of wat ook al, is saam met jou helder kleure, is my absolute linie, verhou die eerste basis gesond. En dis eintlik so eenvoudig. Dit het so moeilik geraak, want dit is soveel makliker om 'n boksie ding te gryp in 'n winkel, 'n boksie en jy sit hom in jou airfryer in 5 minute en hy's reg, maar as mens gaan stil staan vir daai 5 minute terwyl hy gaar word, en jy vra vir jouself, wat gaan hierdie my liggaam help? Dis presies reg. Dan is die antwoord dat hy gaan nie jou liggaam help nie, hy gaan eintlik net jou liggaam tap. Dis reg.
So om eerder 5 minute te spandeer en gou-gou 'n groentetjie te stoom op die stoof is dalk 'n beter opsie om te gryp. En dalk ook oor die lang termyn dan nou vir jou liggaam 'n beter opsie. Dit is nou die mechanic gooi die regte olie in en hy gooi nie petrol in jou dieselkar nie, né? Dis reg. En dis daai waar 'n ou moet verstaan daar's method behind the madness, nê? 'n Ou moet jou tyd so mooi spandeer rondom dit. Maar as jy nou jou bonebrassie gemaak het en jy dit in ys ek wil amper sien 'n ysbakkie gevries en volgende keer wat jy vir almal 'n bietjie pampoen of iets maak en jy sit tweetjies van hulle in, dan het jy hom uitoorlê. Jy sien dat jy sommer daai immuunstelsel klaar geboost en weet wat dit kos nie geld nie. Daai is goedkoop kortpaaie wat 'n ou kan inspan. Ek het gevind dat die silikon muffin pannetjies is nou al vir my gesin groot genoeg om in te sit. Die ysblokkies voel ek doen nie meer dit nie. Ek doen nou al muffin pannetjie groot is daarin. Ja, fantasties. En dit is baie maklik as jy hoender gemaak het vir Sondagmiddagete en jy gooi gou daai bene alles daarso in 'n pot. Jy kook hom met 'n paar kruie en wortels en goed. Daar's jou stok, vries hom, gooi hom in jou kos. As mense na 'n gewoonte kom, kan dit regtig maklik wees. Presies. En vir mammas wat sukkel, wat sê maar my kind wil nie hierdie goed eet nie. Ons steek dit weg. Ons steek dit weg. Kyk, 'n bolognese maalvleisie net. O, jene, hy kan elke kleur van die reënboog wegsteek. En soveel lekkerder wees met dit in, Ja, dis reg. En nee, ek wil nog en nog met jou praat, maar ek voel ons kykers se tyd op hulle fone of waar ook hulle kyk gaan dalk minder raak. Ek dink ons moet 'n tweede sessie definitief hê. En vir my is hierdie tipe gesprekke baie interessant en ek is seker daar's bitter baie ouers daar buite wat nou dit so waardevol gaan vind. Net die praktiese manier wat jy dit oordra en ook om te weet dat gesond eet eintlik baie makliker is as die boksie kos wat jy gryp daarso. Absoluut, 100%. Nou Inai se hart is pragtig en sy het 'n kykohart. Ons noem dit 'n kykohart want dit is 'n omgee hart. So sy het 'n paar spesiale pryse. Eerstens het sy 'n prys vir ons ouers wat ingeskakel is by Kyko, wat se kinders ingeskryf is by Kyko en sy noem dit die Minion Juice. Sal jy asseblief gou vir ons verduidelik wat is die Minion Juice? Ek het 'n heerlike program waarop ek my eie blends bou sodat ek my kinders is mal daaroor. Dit is nou al hulle tweede boksie of tweede bakkie botteltjie. So hierdie is bio-beskikbare vitamiene en minerale. Dit is glad nie die plastiek sintetiese goedjies wat 'n ou partykeer in jou multivitamiene in die winkel kry nie. Vir meeste van ons is dit net dadelik beskikbaar, so hy doen dadelik sy werkie. So hierdie is ons Minion Juice. Hy het sommer 'n bietjie probiotika in, hy het lekker magnesium in, hy het baie minerale in, Vitamine C en dan hy al jou bio-beskikbare B-vitamiene in wat so belangrik is vir 'n gesonde, groeiende brein en 'n groeiende lyfie. Ja, en die lekker vir my van die Minion Juice is daar staan nie 6 botteltjies op my kas en ek mis een en vat een en wil nie en daai is op en ek is moeg betaal aan daai nie. Dis een bottel met alles in. Die kinders drink dit vinnig in die oggend en ek weet hulle het dit wat hulle nodig het. 100% en hy het 'n natuurlike suikertjie in, want suiker is natuurlik hulle ongelukkig. Anders gaan hulle hom nie drink nie. Nee. Ja. En hy is in 'n lekker gemengde bessie gee. O, lief. Lekker, daar's uit. Dankie baie. En hy so vir ons Kyko ouers met Kyko maats by die skool. Julle is welkom om hierdie post of hierdie video dan nou te deel met julle mense. Share hom asseblief, like hom en dan kan julle ook comment daarso. Kyk hoe floreer ons. Dan kan julle kans staan om hierdie ouetjie te wen. Ons is baie opgewonde daaroor. En dan is daar ook vir al die mense wat nie kinders by ons het nie of wat selfs nie kinders het nie. Asseblief, julle is ook welkom. Daar's 'n pragtige persent of 'n persent wat Inai vir julle ook beskikbaar gestel het. Daarvoor kan julle dan nou comment, kyk hoe floreer my gees, siel en liggaam. En dan moet julle natuurlik ook hierdie video deel en like asseblief. Vertel ons asseblief meer van daardie prys. Goed, so vir die ouers het ek so 'n bietjie van 'n stresbuffertjie ingebou. So ek het 'n lekker 2 bestanddeel magnesium, die magnesium wat die brein help en die magnesium wat sommer net vir die spiere en die darmkanaal goed is, het ek ingebou en hy het soms 'n bietjie van 'n detox komponent om net so 'n bietjie die lewer op liefde te gee. Hy is ook in 'n bessie geur en jy drink vir hom 'n uur voor jy wil gaan slaap en dis net goeie salige wonderlike magnesium wat net sy werk doen. Magnesium het oor die 400 werkies in die liggaam en dan het ek 'n comment op die magnesium.
ek drink hom in die aande en my craving vir chocolate voordat ek gaan slaap het verdwyn. Ek weet ek ken 'n paar mammas wat daar baie bekommerd is oor daai slab langs hulle bed wat so verdwyn in die nag. As jy nie wil hê die slab moet verdwyn nie, drink jou magnesium. Dit werk regtig, ek kan getuig. Nee, dis 'n wen-wen, hoor. En dan het ek 'n Vitamiin D sproei bygesit wat sommer net so deur die mond opneem, so hy hoef nie deur die gut te gaan nie. Wat gebeur is Vitamiin D, veral in die winter. Ons besef nie, hy het so groot impak op ons gemoed, op inflammasie, lading en hormone. So wat gebeur is as hy veral in die winter, as ons nie meer buite in die son is en baie van ons absorbeer ook nie die sonlig so lekker soos wat ons moet in Suid-Afrika nie veral. Kan jy glo nie met al die sonskyn wat ons het. Want ons sonskerm en hoed en alles ons kry weg vir die son, so moet hy aan ons raak. Ja, maar ons het ook baie van ons het gene wat sukkel om dit om te skakel van die son af in die D3 formaat, nê. So in die winter een spuitjie is 1000 mg en jy kry sommer jou daaglikse dosis Vitamiin D in jou gemoed en jou hele liggaam, inflammasiemerkers, joints, alles voel sommer net geliefd. So ek sit vir hom by die magnesium, dis 'n gedigte taak mag. Julle, dit is 'n fantastiese prys om te wen. Neem graag deel. Daar sal verdere details wees rakende die trekking en die tye wanneer dit beskikbaar sal wees. So kyk die video tot die einde. Dan wil ek sommer net baie dankie sê Inay. Jou kennis is so waardevol. Dit was regtig fantasties om met jou te gesels vandag. Ek voel ek het sommer nog meer geleer as wat ek al by jou het en ek wil net aanhou by jou leer. So Inay se details sal ook aan die einde van die video verskyn en julle mag dalk gesien het dit was aan die begin van die video om te weet hoe julle met haar in aanraking kan kom. Sy is ook beskikbaar digitaal, so jy hoef nie in Riversdal te wees om met haar te kan gesels nie. Dit is aan die einde van ons tweede video van Kyk hoe praat ons. Volg ons om vinnig binnekort weer nog 'n video van ons te sien. Mooi dag Inay. Dankie dat jy my genooi het, Marie.